Goeiedag en ons is in week 2 van ons reis in die reeks Made for Mission. En verlede week het ons ontdek dat God altyd 'n plan gehad het om die aarde te herstel. En ek wil in inleiding, eintlik vandag vir jou 'n vraag vra. Wat gebeur in jou hart as jy in jou stad ry? Word jy kwaad, geïrriteer, of breek jou hart vir die mense wat daar bly? En dalk kan jy daai vraag vir jouself net antwoord. En in hierdie sessie gaan ons Vader se hart vir sy mense ontdek en hoe ons sy hart kan ervaar in elke ding wat ons doen. En in Kolossense 1 vers 16 help Paulus ons om hierdie te verstaan. Hy sê, dit lees eintlik oor dat alles is geskape vir hom en dit is in Jesus, vir hom, vir Jesus. En dan lees dit die volgende, in die Nuwe Lewende Vertaling, wil ek hê jy moet saam met my lees. Dit sê, omdat God alles deur hom geskep het, ja, alles in die hemel en op die aarde, die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings of heersers, regeerders of magbehebbers is, alle dinge is deur hom geskep. In Paulus se skrywe sien ons dat ons nie vir onsself en ons eie sukses geskape is nie, maar vir God. En die uitbreiding van sy koninkryk, en dis wat vir my eintlik so interessant is, net rondom hierdie. God wil die aarde vul met sy teenwoordigheid en op hierdie aarde, deur daai manier sy koninkryk op aarde kom bou en vestig. En ek wil saam met jou op hierdie reis gaan waar ek net 3 verskillende maniere, onderwerpe waarop God se teenwoordigheid deur ons uitdrukking kan vind, wil ek graag saam met jou deurwerk. En hierdie is die 3 onderwerpe. Dit is wat ons noem 'n fathering presence, 'n faithful presence, en dan wil ons fokus op 'n fruitful presence. Ons gaan 'n bietjie dieper in elkeen van hierdie konsepte en praktiese voorbeelde wat ons kan vind deur die lewens van Jesus Christus, maar ook in Petrus se lewe. En eerstens, kom ons kyk na God's fathering presence. Fathering presence is in die eerste plek waar ons God se hart vir my persoonlike lewe ervaar. Ek beleef, hy het my lief. Byvoorbeeld, ek ervaar sy vergifnis en ook sy onvoorwaardelike aanvaarding. En soos ek Jesus se hart beleef, verander my lewe. Ons hart word geraak deur sy liefde en die, amper wil ek sê, 'n burden heart word ontwikkel vir sy mense. In my hart ontwikkel ek hierdie burden heart vir sy mense. Wanneer ons na Petrus kyk, wat van nature in sy persoon ongeduldig en impulsief was, ook die las gedra dat hy Christus 3 keer verloon het, sien ons hoe sy hart verander het toe hy Jesus se onvoorwaardelike liefde beleef en Jesus God se hart vir hom wys. Johannes hoofstuk 21 vers 15 leer ons in die Nuwe Lewende Vertaling, toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Meer as hulle? Petrus sê toe vir Jesus, ja Here, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. Vers 16, Jesus vra hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja Here, U weet dat ek U lief het. Antwoord Petrus, en Jesus sê toe vir hom, wees 'n herder vir my skape. En 'n derde keer vra Jesus om Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het hartseer geword, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord Jesus, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En Jesus sê toe vir hom, gaan versorg my skape. Tweedens, kyk ons na God se faithful presence. Ons bring sy teenwoordigheid na omgewing en ruimtes, omdat ons begin om meer soos hy te word. Ons verander van om net God se hart te ken, na meer van ons lewe moet uitdrukking gee aan sy karakter. Mense moet Jesus sien in en deur jou en my lewe. Ons vestig God se faithful presence wanneer mense begin beleef dat ons met 'n ander gees uitkyk na hierdie lewe. Selfsug word diensbaarheid, irritasie en ongeduld verander meer na 'n geduldige lewe. Negatiewe gedagtes en praatjies verander na 'n positiewe gesprek en gedagtes.
En wanneer jy en ek as hierdie volwassenheid groei in Christus, is dit baie makliker om op 'n plek te kom waar ek en jy plek kan maak vir ander persone se gedagtes om hulle te kan help. Met Petrus se verstaan van God se hart vir sy mense het hy verander van iemand wat Jesus voor 'n diensmeisie verloon het, na iemand wat nie bang was om in die menigte van duisende mense in Jerusalem op te staan en God se woord vrymoedig sonder skaamte te verkondig, na iemand wat omgee vir ander mense. Dis die hart wat ek en jy kan hê. En dan laastens moet ons gesels oor 'n fruitful presence. Dit is waar ons God se teenwoordigheid deur faith, love en hope na ons gesinne, werksplek en ons gemeenskap bring. Wanneer het jy laas saam met iemand gehuil omdat jy die pyn in hulle self, in jouself kon ervaar? Wanneer ons God se hart vir mense beleef, begin ons groei in die getrouheid en daai faithfulness. En ons kan betrokke raak deur God se faithful presence uit te leef in ons alledaagse lewe en bewus te word van God se unieke roeping op ons lewens. In ons alledaagse lewe kan ons kinders en ons vriende meer aanmoedig. In ons werksplekke kan ons bid vir mense en ons projekte. In ons selgroepe kan jy die eerste een wees wat toelaat dat God se gawes vloei, byvoorbeeld deur 'n woord van wysheid en insig te gee, ook 'n woord van profesie, profetiese woord wat jy kan uitspreek, of onderrig of van bemoediging te bring. Jy sien, dis die hart wat ons wil oordra. Ons ontwikkel oë vir mense in nood, die uitdagings in ons omgewing en soveel meer. En die enigste plek waar ons intree en God se teenwoordigheid tasbaar kan maak is waar ek en jy beleef en wanneer ek en jy leef. En dan moet ons bewus raak van die passies wat in ons harte roer. Jy weet, waar moet jy vrug dra in God se koninkryk, of moet tyd spandeer en God toelaat om sy spesiale plan vir ons te bevestig vir die plek en die seisoen waarin hy ons geplaas het? Wat is uniek? Wat 'n unieke bydra in die koninkryk van God kan jy bydra? Hierdie bydra bring die kerk in aksie. Dit kan of in die kerk of deur die kerk wees. En hier's voorbeelde, nê. In die kerk raak ek deel van 'n program of mense te help om genesing en omgee vir hulle en disippelskapprosesse te fasiliteer, mense te help om hulle rol in die koninkryk van God te ontdek. En wanneer ons praat van deur die kerk word ek gestuur om faith, love en hope te bring, wat daar verlorenes is, waar daar pyn en gebrokenheid is, en God wil sy teenwoordigheid bring in ons alledaagse lewe, in die sfere van ons samelewing, en dit is deur die kerk. So, God's fruitful presence moet die kerk, die besigheid, regering, die kunste, sport, media, welsyn, sowel as ons onderwys, vul met daai teenwoordigheid. So, waar het God jou strategies geplaas om 'n verskil te maak? Met watter gawes het hy jou toegerus om die spesiale roeping op jou lewe te vervul? En 1 Petrus hoofstuk 4 vers 10 tot 11 help ons om hierdie volgende te verstaan. God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawe moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Het jy 'n gawe ontvang om te preek? Dan moet jy so preek dat God deur jou kan praat. Het jy gawe ontvang om ander te dien? Doen dit met die krag en die energie wat God vir jou gegee het. So moet God verheerlik word deur dit wat Jesus Christus moontlik gemaak het. Aan hom behoort alle heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Mag ons altyd in hierdie tyd aangemoedig word om 'n burdened heart te ontwikkel, 'n voorbeeld te wees van sy karakter en sy teenwoordigheid in ons familie, ons werkplek, ons gemeenskap, en so bring ons sy teenwoordigheid in daai spasie. En ek wil jou vandag aanmoedig, vanaand, as jy deur die proses gaan en jy's dalk deel van 'n groep, gesels so 'n bietjie saam oor God se hart vir julle omgewing, God se hart vir sy mens, en dan, hoe kan ons sy teenwoordigheid in ons wêreld uitdruk? Ek gaan julle kans gee om bietjie hieroor te gesels in jou groep
of as 'n individu kan jy 'n bietjie daaroor dink. Hoe gaan dit my help om God se teenwoordigheid uit te druk in my samelewing?